Ons is vandag in Johannes 10. Julle kan julle Bybels oopmaak in Johannes 10. En die tema is die goeie herder. So, ek wil net vir julle so 'n bietjie oorsig gee oor die gedeelte, voordat ons in hom inbeweeg. Die gedeelte kan maar primêrliks in die hoofstuk kan in twee gedeeltes opgedeel word. Die eerste gedeelte is waar Jesus met hulle praat, wat hy vir hulle gelykenis deel oor die goeie herder. En die tweede gedeelte is wat hy na 'n fees toe gaan. Hulle praat van die fees van die tempelwyding in Jerusalem. Nou, ons gaan bietjie kyk na al twee hierdie gedeeltes, maar ek wil hê, wanneer ons nou na die gedeelte gaan luister wat Jesus spesifiek praat oor die herder en sy skape, wil ek hê julle moet hoofstuk 8 en 9 wat ons hanteer het in ag neem. So net om vir julle 'n bietjie oorsig te gee wat in hoofstuk 8 en 9 gebeur het primêrliks. Hoofstuk 8 het gegaan oor die vrou wat voor Jesus gebring is, wat in egbreek gevang is. En hulle het gesê, wat gaan u met haar doen? Gaan u haar volgens Moses se wet stenig? Of wat gaan gebeur? En ons het daaroor behandel. En hoofstuk 9 het gegaan oor die man wat blind gebore is, wat almal na hom gekyk het en gesê het, hy verdien om so te wees, want vir hulle was sonde gelykstaande, of as jy enige siekte gehad het, of iets slegs met jou gebeur het, is dit gelykstaande aan sonde gewees. Jy moes iets gedoen het om dit te verdien het, en ons het ook daarna gekyk. So wanneer Jesus nou die storie vertel van die goeie herder, moet ons daai in gedagte hou. 'n Vrou wat 'n sondige lewe gelei het, wat hulle gebruik het om hom te probeer vang, en 'n man wat niks verkeerd gedoen het nie. Sy ouers het niks verkeerd gedoen nie, maar hy is blind gebore. Ons moet daai in gedagte hou, soos wat ons deur hierdie gedeelte werk. So, Jesus kom en hy vertel hulle 'n gelykenis, of 'n storie, in vers 1 tot 5, van 'n goeie herder. En hy sê, die goeie herder hou wag voor die kraal, maar die skelm kom oor die muur, hy kom op ander maniere in, hy wil inkom om te verwoes. En hy sê, wanneer die goeie herder kom, sal die wagter oopmaak vir hom. En die goeie herder se skape sal sy stem herken. Hulle sal na hom luister, en hulle sal uitkom saam met hom. Maar 'n vreemdeling sal hulle nie voor luister nie. En hy vertel hulle hierdie oulike storie in 5 verse, en hy sê nee, hy moet hierdie vir hulle beter verduidelik. Nou, ek weet nie wie van julle het al voor 'n klas kinders gesit nie. Ek het die voorreg gehad om bietjie Bybelklas te kon gee by Wagpos. En dis nogal interessant wanneer jy oor iets praat en jy sien net daai blank expression op hulle gesig van, ons is nie eintlik nou, ons weet nie wat kop stert, waar nie. En ek dink dit is wat Jesus daai dag moes beleef het. Want hy vertel hulle hierdie storie en hy sê nee, wag. En ons gaan nou kyk in vers 6 wat gebeur. So lees saam met my vanaf vers 6. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks van die skape omgee nie.
Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van die blindes open nie. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons uit u woord uit kan leer. Ek vra dat elke persoon wat hier sit vandag gevoed sal word, geestelik, want ons lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit u mond uitkom. Here, ek vra dat u my sal gebruik as 'n spreekbuis vir dit wat u vir elkeen wil sê wat u is vandag. Here, dankie dat ons hier kan saamkom in u naam, in Jesus naam. Amen. So, Jesus vertel vir hulle 'n storie en hy gebruik baie relevante voorbeeld. Iets wat hulle kan verstaan. Dis iets wat in hulle konteks sin maak. Verduidelik hy vir hulle en hy gee vir hulle 'n storie. Maar met wie praat Jesus hierso? Hy praat primêrliks met die leiers van die Jode. En hy sê dat hulle nie na die skape reg kyk nie. En hy gebruik hulle as 'n voorbeeld van hoe om dinge nie te doen nie. Ons lees in vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. As ek en jy na die Bybel toe gaan, hierdie boek gaan net oor Jesus. Hierdie boek is vir my en jou om te leer wie is God. Van die begin af is daar iets wat in hierdie boek openbaar wou word met tyd. En die Here het dit gebruik om vir my en jou te kan leer en te kan toepas en sy hart te leer ken en te weet wie is hy. Ek en jy moet na die woord toe kom en sê, Here, waaroor gaan u? Wat is u hart? Wat is u hart vir my? Wat is u hart vir ander mense? En wat is u plan? Ek wil deel wees van die plan. Ek en jy moet nie die Bybel gebruik om ons eie rigting te wil vat en woord te vat om dit te staaf wat ons mee besig is nie. Ons moet nie die woord gebruik om iets te doen wat ons wil beplan nie. Ons moet net gehoorsaam en onderdanig wees aan die woord. Ons moet nie ons eie planne probeer maak en die woord verdraai soos wat ons wil nie. Hy sê vir hierso spesifiek sê hy vir die Jode, julle doen wat julle wil tot julle eie win. Nie om my te eer nie. Julle gebruik my vir julleself. As jy bietjie konteks gaan kry oor, as jy tempel toe wou gaan en jy moes tempelbelasting betaal, dan moes jy 'n spesifieke munt gebruik het en jy moes ander munte bring om daai munt te kon koop en hulle het 'n probleem gehad want die fariseërs het die skaal gemanipuleer dat jy meer munte moet neersit om hierdie muntstuk te kan kry om jou tempelbelasting te betaal. So alles het eintlik net gegaan vir hulle oor wat hulle hier uit kan kry. Die Here is heeltemal verlore in hierdie gedeelte gewees. In vers 9 sê hy vir ons iets baie interessants. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Jesus sê vir ons presies hier hoe ons gered kan word. Jesus is baie eksklusief. Daar is nie
duisende paaie wat na God toe lei nie. Daar is een weg. Daar's een waarheid. Ek en jy kan nie draadjies probeer loop en dink ons gaan op dieselfde plek uitkom nie. Ons moet deur Jesus gaan. Hy is die deur. Maar weet jy wat is interessant? Hy sê hierso, hy vat hulle in en uit. Hy vat hulle in die kraal in 'n veilige plek waar hulle oornag, maar hy vat hulle ook weer uit om veiding te gaan kry. Hulle bly nie net in die kraal nie. Ek en jy kan nie net in die kraal wil bly nie. Ek en jy kan nie net in die veilige gemak waar daar beskerming is, probeer funksioneer nie. Waar dit dalk nie koud is nie, waar dit lekker warm en snoesig is in die bed. Nee, ek en jy moet uit kan gaan in die wêreld in. Maar ek wil vir jou sê, moet dit nie doen sonder dat die herder saam met jou gaan nie. Moenie dit alleen stap nie. Moenie sê nee, hy slaap 'n bietjie laat, hy vat lank, ek gaan maar self veiding gaan soek nie. Jy gaan jou vingers brand. Luister na sy stem. Hy sê, ek sal hulle volheid van lewe gee. Nou wat is volheid van lewe? Wat is vir jou die volheid van lewe? Want as ek daai vraag nou vir jou vra, kom daar verskillende gedagtes en verskillende mense se koppe op. Maar wat ek lees in die skrif, is die volheid van lewe om saam met Jesus te wandel. Ek lees in Genesis, dat Enoch saam met God gewandel het, en hy was nie meer nie. Hy het saam met God geloop, en die Here het hom gevat, op 'n jong ouderdom in daai tyd, op 3 keer ons lewens, op 300 en iets jaar, vat God vir Enoch, waar mense 800, 900 jaar gelewe het, en al wat geskryf is, hy het saam met God gewandel. Wandel ek en jy saam met God, of stap ons maar net, en hy moet saamkom? Of wil ons hom net gebruik wanneer ons hom nodig het, wanneer die moeilikheid kom, en wil ons kraal toe hardloop, dat hy ons help in dit? Wat kom doen die duiwel? Die duiwel kom om te steel, te slag en te verwoes. Dit is sy agenda, en hy sal enigiets gebruik om dit reg te kry. Hy sal jou vrou gebruik om dit reg te kry as hy kan. Hy sal 'n robot gebruik, hy sal 'n taxi, hy sal enigiets gebruik om jou aandag van God af te kry. Maar Jesus kom, en hy kom om ons lewe te gee, en lewe in oorvloed. Nou ek praat nie hier van lewe in oorvloed, van name it and claim it, of prosperity nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat nie van dat dit alles maanskyn en rose gaan wees in jou lewe nie. Die lewe in oorvloed is wanneer ek en jy in hom wandel, wanneer ons deur die moeilikste tye gaan, dat ons rus en vrede kan hê en weet, hy is in beheer. Hy is die weg en die waarheid. En die wêreld kan maar om my vergaan, solank dat ek saam met hom die pad stap. Hy sal ons lei na groen weivelde. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Maar kan ons luister na sy stem, na die goeie herder se stem. Hoe nader ek en jy begin loop aan Jesus, hoe minder wil ons die dinge van die wêreld hê. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dis nie net ewe skielik, as alles nou wil jy niks meer, ons is hoe lank in die wêreld gewees, ons is gekondisioneer, ons is geleer, maar ons moet nou ons gedagtes vernuwe deur die was van die woord. Ek en jy moet in lyn kom met wat God se woord sê. En hoe meer jy tyd by hom spandeer, hoe meer jy by die Here se voete sit, hoe meer jy na sy stem luister, hoe meer begin die wêreld agterbly. Hoe minder wil jy te doen hê met die wêreld. Hoe meer wil jy net by hom wees. As 'n man kyk vir 'n lewensmaat,
As hy iemand gevind het, dan moet hy bereid wees om alles te los en daai vrou aan te kleef. Hulle word een. Daar's nie 'n derde party nie. Daar's nie 'n vierde party nie. Dis daai persoon, daai man en daai vrou. Alles anderste is nie meer 'n opsie nie. Wanneer jy Jesus aangeneem het, wanneer jy gesê het, Here, ek is onderdanig aan u gesag. Ek is nou een van u skape. Het jy nog ander opsies gehad? Het jy nou nog dalk 'n paar ander opsies? Of is hy die enigste stem na wie jy luister? Of luister jy partykeer dalk nog na jou eie stem, jou eie wil? En sê ek weet, daar's 'n ander plek wat lekker groen gras het. Ek wil soontoe gaan. Want hier is dit moeilik op die oomblik. Ek wil nie meer hier wees nie. Die goeie herder het sy lewe gegee vir sy skape. Die huurling hardloop weg wanneer die wolwe kom. Wanneer dit moeilik gaan, wanneer die tekkie die teer tref, is die huurling nie daar nie. En dit was hoe die fariseërs was. Hulle was nie daar wanneer die mense hulle nodig gehad het nie. Hulle was daar vir hulle eie gewin. As jy in 'n leierskapsposisie is die vraag, is jy daar vir die posisie en die gesag en die autoriteit, of is jy daar vir die goed en die sleg? Die moeilik en die lekker, die lag en die huil, of is jy maar net daar, want ek wil hê dit moet net goed gaan, want ek wil hê mense moet van my hou. Ek soek 'n posisie van autoriteit. Want as dit jou rede is jy niks meer beter as 'n fariseer nie. Want dit is al hoekom hulle daar was. Nou sê jy, ja, maar ek is daarom nie 'n leier nie. Ek is nie in 'n gesagsposisie nie. As jy 'n pa is jy in 'n gesagsposisie. As jy 'n ma is jy in 'n gesagsposisie. As jy in 'n skool is en jy het chommies, het jy 'n gesagsposisie. Want jy is 'n stem wat hulle na luister. As jy in 'n werksplek is, jy hoef nie mense te lei om in 'n gesagsposisie te sit nie. As jy inspraak het op iemand se lewe, is jy in 'n gesagsposisie. Ek en jy moet nie soos die huurlinge wees wat weghardloop wanneer dit moeilik is nie. Wanneer iemand deur 'n moeilikheid uitgaan, nee, ek bly weg nou, ek gaan nie daar is bietjie rof vir my. Nee. Kan ons die Here vertrou om ons te lei en te leer wanneer dit moeilik gaan. Want ek wil vir jou sê, daar is groei wat gaan plaasvind net as dit moeilik gaan in jou lewe. As jy in 'n gemaksposisie gaan bly, gaan jy nie groei nie, jy gaan stagneer. Groei vind plaas wanneer ek en jy getoets word. Ek het uitdagings wat ek deurgaan en sê ek, Here, hoekom nou, daar is so baie, ek het nie tyd vir nog 'n uitdaging nie. Dan herinner die Heilige Gees my, Johan, wil jy groei of wil jy nie? Sê ek, okay, Here, nie my krag nie, nie my planne nie, u wil u plan, ek submit. Gee my asseblief net leiding, want u is die goeie herder, Psalm 23. Is ons sensitief vir sy stem? As jy 'n pa is of 'n ma is, hoe sal jy jou kinders se lewens beskerm as hulle in gevaar is? Jy sal alles gee, nê? God het alles gegee om my en jou te beskerm. Hy het alles gegee sodat ek en jy in vryheid kan lewe, sensitief kan wees vir sy stem. Ek wil vir julle iets interessants lees in vers 14 tot 16. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. So iets interessant, in vers 14 sê hy is die goeie herder. Julle moet dit hoor. Hy sê hy is die goeie herder. Hy ken sy skape en sy skape ken hom. Dit is 'n verhouding. Hy sê ek ken my skape en my skape ken my.
Ken jy Jesus? Of ken hy net jou? Jy weet niks van hom nie. Dis 'n verhouding, dis nie iets eensydigs nie. Ek en jy moet in verhouding staan met hom. Hoor jy sy stem? Weet jy wanneer hy praat? Of wonder ons wanneer hy praat? Nou, wat se stem is daai? Nee, ek weet nie. Hierdie is vir my en jou die belangrikste ding wat ons na toe kan gaan wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ek en jy moet by die woord van die Here gaan sit en toelaat dat die Heilige Gees ons lei in die weg en die waarheid van sy plan en wil. Hy het vir ons iets gelos om hom te kan leer ken. In vers 16 sê hy iets baie interessants, want hy praat hier met die Jode. Hy sê, daar gaan een kudde wees en daar gaan een herder wees. Hy praat en hy sê, daar's ander skape wat nog nie deel is nie, en hulle moet deel wees van my een kudde, en ek is die enigste herder vir hulle. Jesus praat hier spesifiek met die Jode, en is 'n aanleiding vir wat sou gebeur het na sy dood en opstanding. Dat daar een weg en een waarheid is, en dit is deur hom. Omdat ek en jy groot geword het in 'n Christelike huis, sê nie dat jy nou reg is met God nie. Hy wil 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons hê. Hy wil nie 'n verhouding met jou pa hê nie, of met jou oupa, of jou oupa grootjie, of wie ook al dit was. Hy wil 'n persoonlike verhouding met elke een van sy skape hê. In hierdie gedeelte sien ons dat hulle sê, baie mense het gedink hy's besete. Ander het dit weer gesê, het kan nie wees nie, hy het dan blindes genees. Ek wil vir jou sê, elkeen van ons moet self kies en self besluit, wie is Jesus? Niemand kan daai keuse vir jou maak nie. Die woord sê, wie God is, maar jy moet bepaal in jou lewe, wie is hy? Niemand kan dit vir jou doen nie. Ek en jy moet stil staan en sê, Here, wie is U? Ek wil nie vooropgestelde idees hê nie, want weer eens, dis 'n persoonlike verhouding wat hy met elkeen van ons wil hê. Nou, dit is waar die storie van die goeie herder opeindig, in die sin van die verduideliking wat hy gegee het. Maar dis nie die einde van die goeie herder se storie in hoofstuk 10 nie. Hy gaan hierso, daar's 'n gap tussen vers 21 en vers 22, daar's 'n tydperk wat verbygegaan het. Want Jesus bevind homself nou weer in Jerusalem, en hy is nou by die fees van die tempeltoewyding. In ek weet nie of dit in Engels is nie, maar Hanukkah is die fees wat hulle dit noem. Nou wat gebeur het is, die Jode was onder Griekse beheer gewees voor Jesus se koms. Daar was 'n tydperk wat God nie gepraat het nie, so 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En aan die einde van hierdie gedeelte het Alexander the Great se koninkryk wat onder die Griekse regering of die Griekse reën was, het in mekaar begin opsplit en het begin breek, en die Jode was onder hulle beheer gewees, en daar het 'n gesin opgestaan met die van Maccabees, en hulle het toe teen die Griekse regering geveg en hulle het toe gewen, want die tempel was defiled, hulle het hom vuil gemaak, hulle het hom probeer gebruik vir heidense gebruik. En toe die Maccabees die Grieke uitgeskop het, toe kon hulle weer eers die tempel geheilig, skoonmaak, en hulle het dit elke jaar in Desember rond gevier, wat hulle hierdie geleentheid gevier het, wat die Here hulle gehelp het om die mense uit te kry, maar dit het nie lank gehou nie, toe hulle onder Romeinse beheer. Nou met hierdie agtergrond kom Jesus op die toneel. Hulle soek iemand wat hulle gaan help uit hierdie donker tye uit hierdie uit. En die Maccabees het dit vir 'n oomblik gedoen teen die Grieke, maar nou is die Romeine hier. En hulle soek heeltyd iemand wat hulle gaan red uit hierdie moeilike tye uit. En dis baie keer hoe ek en jy onsself bevind. Ons soek iemand wat ons gaan red uit die moeilike tye uit. Maar Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie.
Ek en jy gaan nie altyd net deur die fisiese moeilike tye vrygespreek word of dit vryspring nie. So, hulle kom na Jesus by hierdie fees, hy loop op die stoepe en hulle sê vir ons reguit, is jy die Messias of nie? En kom ons lees wat sê Jesus in vers 27. Ekskuus, kom ons begin somme vers 25. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in my naam, in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie, as dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom wat die Vader geheilig in die wêreld gestuur het, u spreek God lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken, en glo dat die Vader in my is, en ek in hom. Toe hulle weer probeer om hom gevange te neem, het hy uit hulle hande ontkom. Hy sê hier vir hulle weer, my werke getuig van wie ek is. Oralste lees ons dat hulle sê, niemand het al ooit sulke werke gedoen, soos hierdie man nie. Hulle kom na hom en sê vir ons reguit, wie is jy? Hy sê, kyk na wat ek doen. Hoekom glo julle my nie? Hoekom luister julle nie? En ek sê vir jou, daar is mense wat jy mee te doen het seker al in jou lewe. Al kom Noag se ark hier afgesleep op 'n trailer, wat hulle sê ons het hom gevind, gaan hulle nog steeds nie glo dat daar 'n Noag en 'n ark was nie. Daar is mense wat alles kan sien en hulle sal nog steeds nie glo nie. Want hulle het net besluit, dit is hoe dit is en ek wil nie anderste nie. Ek en jy is nie hier om mense te probeer oortuig nie. Ek en jy moenie mense probeer oortuig nie. Ek en jy moet die waarheid deel met mense en toelaat dat die Heilige Gees die werk doen in hulle lewens. Ek en jy moet daar wees wanneer mense wil hoor. Vers 27 is so mooi. Hy sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hulle luister na sy stem, hy ken hulle en hulle volg hom. Daai is 'n baie goeie maatstaf vir elke persoon wat sê hy is 'n Christen. Luister jy na hom? Ken hy jou en volg jy hom? Doen jy wat hy vir jou sê? Of kies jy elke keer kortpad, hierdie kant toe? Hy is op pad iewers heen, maar jy wil altyd 'n ander pad vat. Ek en jy moet onsself vra. Vers 28 sê hy, dan sal ek vir hulle ewige lewe gee en hulle sal nie verlore gaan nie. Hoe raak iemand verlore? Hy draai af, hy doen sy eie ding, hy volg sy eie kop. Ek het al die voorreg gehad om mense uit te kon vat om te gaan jag. En dan sê ek vir die ou, ons loop nou in die bos, daar waar ek trap jy. En baie van hulle is buitelanders, ek gaan nie sê van wat se land af nie. En hulle het sulke harde skoene aan, wat alles stik en trap in die bos. So dan sê ek vir hulle, as daar waar ek trap julle. En dan sien ons die bok en dan sien ek die bok kyk weg en dan beweeg ek so om.
en ek sê, julle is net hier agter my, so, julle is hier my sterkie, jy mag nie ver gaan nie. As ek weer sien, en ek sit die stokke neer dat die ou kan skiet, is hy daar so besig met die verkyker. Hy is heeltemal besig met sy eie ding. Is dit ek en jy partykeer? Wanneer die Here sê, volg my, luister na my stem, dan is ons daar besig met iets anderste. As ons dit aanhou doen, is daar 'n afdraai wat die Here maak, en ons gaan reguit. En ons vra, waar is die Here? Ons moet naby die Here bly. Ons moet na sy stem luister, en nie ons eie kop volg nie. Hy sê, niemand sal sy skape uit sy hand vat nie. Maar hy gaan nog verder as dit, hy sê, niemand sal my skape uit die Vader se hand uitvat nie. En toe hy dit sê, toe wil hulle klippe opneem om hom te stenig en sê, nee, jy kan nie dit doen nie. So kom ons lees gou in vers 32 tot 38, net daai gedeelte, dalk net die eerste gedeelte, hy sê, Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my? Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor 'n godslastering, en omdat u, wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie? As dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom, wat die Vader geheilig, en in die wêreld gestuur is, u spreek God lasterlik? So hulle vra hierso vir hom, hy sê, julle wet sê dan, dat as die wet, God se wet wat na die mens gekom het, hulle sien hulle as gode, hoekom is die probleem as ek sê, ek is die seun van God? Wat is julle uitdaging nou hierso? Hoekom wil julle my stenig? Want hulle sê, hy is God lasterlik. So ek wil net vir julle die konteks lees in Psalm 28, want dit is 82, want dit is waar hy na verwys het. So blaai saam met my na Psalm 82 toe. Waar is ek nou? Een psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode. Hy het gerig tot midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? So wat sê hy hierso? Hy sê julle is onpartydig teenoor die goddelose mense, julle kies hulle kant. Doen reg aan die swakke en die wees, gee aan die elendige en die arme sy reg, red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie, hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste. So hy sê hierso vir hulle, ek sê vir julle wat julle moet doen, hoe julle moet reg oordeel. Hy praat met mense wat in 'n gesagsposisie sit, wat reg moet oordeel oor plekke waar mense hulle self bevind. Om vir die armes te gee wat die armes toekom. Om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Salomo word gekonfronteer, hy het 'n droom gehad en hy die skrif sê, hy vra vir die Here, of die Here vra, wat wil hy? En hy sê, ek soek wysheid. En in daai oggend word hy wakker, en hy word gekonfronteer met 2 vrouens en 1 baba. En al 2 daai vrouens sê, dis my baba. Wat doen jy in so 'n situasie? Jy het wysheid nodig om reg te kan onderskei. Om die posisie van autoriteit reg uit te kan voer, wat jy gegee is. En wat doen Salomo? Hy sê, sny die baba aan die helfte. Wat sal jy doen as jy dit hoor? Een vrou sê, ja, is reg, kap hom aan die helfte. Ander vrou sê, nee, dat sy dit eerder kry. En in daai oomblik het Salomo wysheid, en hy weet wie is die ma van daai kind. En hy kan daai kind vir die regte ouer gee. Ek en jy moet elke oomblik van elke dag oordeel tussen reg en verkeerd. Ek en jy moet elke dag besluite kan neem.
En hierdie mense moes, die leiers van die Jode moes besluite neem, maar hulle het nie reg besluite geneem nie. Hulle het tot hulle voordeel geoordeel, teenoor die goddelose se oordeel bevoordeel, nie teenoor die wil en die plan van die Here nie. Kom ons lees verder. Nogdan sal julle sterwe soos mense, en soos een van die voorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want U het erfbesit van al die nasies. Hier sien ons 'n belofte wat eintlik kom in die Nuwe Testament in vers 8, want dis 'n groot letter G. Staan op, o God, oordeel die aarde. Wie gaan oordeel spreek oor die aarde? Jesus. Hy gaan dit doen. En hy sê hierso, want U het erfbesit van al die nasies. Ek en jy is ambassadeurs van 'n koninkryk wat nie op die aarde is nie. Ek en jy het 'n gewig en 'n verantwoordelikheid as Christen om God reg te verteenwoordig op aarde. Hoe verteenwoordig ek en jy hom? Ek en jy moet daai keuse maak. En ons handleiding is die woord van God. Nie mense se opinies nie, nie die standaard van die wêreld nie. Die woord van God is ons handleiding. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in vers 40 tot 42. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het, en hy het daar gebly, en baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom gesê het, was waar, en baie het daar in hom geglo. Jesus kom. Hy gaan spandeer tyd in Jerusalem, hy gaan spandeer tyd in elke dorp, in elke plek wat hy homself bevind, is hy besig om die evangelie te verkondig. Maar nie almal het gereageer nie. Elke persoon wat jy mee gaan praat, gaan nie noodwendig reageer nie. Maar deel jy die waarheid met hom of nie? Sekere mense het na hom geluister. Ander het gesê, ek sien hierdie tekens, maar ek gaan nie glo nie. Kan nie wees nie. Nie die ou nie. Ander het die tekens gesien en geglo. Ander het gesê, Johannes het gesê van hom. Johannes het niks wonderwerke gedoen nie. Maar hy het getuig van hierdie ene wat kom, en daarom glo ons hom. My vraag aan jou vandag is Jesus jou goeie herder? Wanneer dit tyd is om uit die kraal uit te beweeg, hoor jy sy stem? Reageer jy op sy stem? En volg jy hom? Ek en jy moet weet, Christendom is eksklusief. Dis vir almal. Vry vir elke persoon wat sal kies om te sê, Jesus is my redder, koning en leier. En ek lê my lewe neer. Ek lê my kudde neer, my eie plaasie wat ek mee besig is, en ek word deel van sy kudde. Ek en jy moet daai keuse maak. Daar is een kudde en een herder. Is hy jou herder? Mense gaan na die tekens moet kyk wat daar buite is. Mense gaan na die waarheid moet kyk wat in die woord is. En elkeen gaan self moet besluit. Is hy wie hy sê hy is? Of is hy besete? Elkeen van ons moet daai keuse maak. En as jy die keuse gemaak het om te sê, hy is wie hy sê hy is, gaan jy hom gehoorsaam of nie? Ek en jy kan met 'n waarheid sit, en ons kan dit deel met iemand, en ons kan hulle laat voel asof hulle uit mekaar uit gaan val. Of ons kan die waarheid in liefde deel met iemand. Ek en jy moet kies, hoe deel ons hierdie waarheid wat ons het? Kom ons met 'n sagte hart, 'n hart wat bid en die Here vra hoe om hierdie oor te dra aan iemand? Of kom ek en jy en ons sê, dis hoe dit is, as jy dit nie kies nie, is daar geen hoop vir jou nie.
Ek en jy moet kom met die hart van Jesus om te sê, ek wil hê dat almal deel moet wees, almal die geleentheid kry en dat hulle Jesus in my en jou lewe kan sien.